In die nuus vanaand. President Cyril Ramaphosa klim kaalvuis in onder diegene wat beweer daar is volksmoord teen Afrikaners. Die Hannover gemeenskap in Kaapstad eis dat veroordeelde seksuele oortreders van minderjariges nie op parol vrygelaat word nie na die verkrachting van 'n 9-jarige meisie. En die rugby naweek skop op 'n somber noot af na die skielike afsterwe van oud Springbokke vleuel Cornel Hendricks. Goeienaand en baie welkom by die nuus in Afrikaans. President Cyril Ramaphosa het beweringe verwerp dat wit Afrikaners in Suid-Afrika blootgestel word aan 'n volksmoord. Die president het sy opinie hieroor en oor sy vergadering met Amerika se president Donald Trump volgende week in Washington DC uitgespreek by 'n provinsiale ANC-vergadering in Kimberley. Ramaphosa en Trump se ontmoeting Woensdag in die Withuis volg te midde van gespanne bilaterale verhoudinge tussen Suid-Afrika en die VSA. Ramaphosa het die Afrikaners wat die landsgrense as vlugtelinge vir Amerika verlaat het en volgens hom vals inligting oor Suid-Afrika versprei in die bek geruk. We all know as South Africans, both black and white, that there is no genocide here. We are not genociders. We are not committing any act of hatred, act of retribution or violence against anyone who is a citizen, even if they are not citizens of our country. We are not made that way. So we will obviously, if this matter comes up, we will make that extremely clear. Ramaphosa het so gereageer oor sy vergadering met Trump volgende week. We've got a number of issues to discuss. Trade issues, diplomatic issues, and relationship issues. So we are not going to be distracted by anything. We will just focus on what is important for our country. Trade, they have imposed tariffs on us, even though they've postponed them. We need to deal with that. We do quite a bit of trade with the United States. Our vehicles go there, our vegetables and our agricultural products go there. So they are our trading partner, and we therefore need to interact with them. Ontleeders meen dit is belangrik dat die twee leiers in persoon onderhandel. It will, of course, be somewhat overshadowed by this idea of granting refugee status to Afrikaners from South Africa, which of course is based on a completely false narrative. But I think what we also need to understand is that the Trump administration is trying to impose penalties on South Africa for its position in the International Court of Justice. And so, we shouldn't look at it lightly, the fact that they keep insisting on this word of genocide, because of course we have accused Israel of possibly committing genocide in Gaza. Die presidentsie is optimisties dat die vergadering tussen Ramaphosa en Trump 'n platform vir sinvolle onderhandelinge oor handelsooreenkomste kan wees. 'n Hofuitspraak ten gunste van die Raad van Gesondheidsfinansierders, die BAF, oor die wet op nasionale gesondheidsversekering gaan deur die regering betwis word. President Cyril Ramaphosa het 'n aansoek om verlof tot appel by die Noord-Gautengse Hooggeregshof in Pretoria ingedien teen die hof se beslissing dat sy besluit om die wet te onderteken hersien moet word. In sy uitspraak op 6 Mei het die hof die president tot vandag tyd gegee om redes te verskaf vir sy besluit. Die beslissing vorm deel van die voortgesette stryd deur rolspelers in die private gesondheidssektor om die president se ondertekening van die NGV-wet op hersiening te neem. In sy voorlegging voer die BAF aan dat die hof die regsbevoegdheid het om oor die wettigheid en die rasionaliteit van die president se besluit te beslis. In sy hofstukke noem Ramaphosa verskeie redes vir sy versoek om verlof tot appel. Dit sluit in dat die hof gefouteer het deur nie die omvang van die president se diskresie in ag te neem nie. Die nasionale direkteur van openbare vervolgings, Shamala Batoyi,
sê 'n suksesvolle appel teen die onskuldige bevindinge van die Nigeriese tele-evangelis Timothy Omotso is moontlik, ondanks die kompleksiteite van die regsproses. Die Departement van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, asook die Nasionale Vervolgingsgesag, het die oorsigkomitee oor die kwessie ingelig. Omotso en sy 2 mede-beskuldigdes is verlede maand vrygespreek op alle aanklagte teen hulle. Die klagtes sluit verkrachting, mensenhandel en seksuele aanranding in. Die appelhof in Bloemfontein het Dr. Nandipa Magudumana se aansoek om haar arrestasie in Tanzanië nietig te verklaar van die hand gewys. Magudumana en haar mede-beskuldigdes, Thabo Bester, staan tereg op 38 aanklagte, insluitend bedrog, korrupsie, geldwasery en regsveruideling. Sy is in 2023 in Tanzanië in hegtenis geneem nadat sy en Bester voortvlugtig was nadat Bester uit die Mangaung korrektiewe sentrum ontsnap het. Magudumana se regspan oorweeg dit om die konstitusionele hof te nader. Die verhoor sal vanaf 21 Julie tot 19 September plaasvind. Die Hannover gemeenskap opper kommer oor seksuele oortreders wat op parol is en weer verkrag, en die minister van Landbou is laaste hoë wat Nampo skou besoek. Dit en meer net hierna, bly by ons. Baie welkom terug. Lede van die Hannover Park gemeenskap in Kaapstad eis dat veroordeelde seksuele oortreders van minderjariges nie op parol vrygelaat word nie. 'n 58-jarige verdagte het vlugtig in die Wynberg Landdroshof in Kaapstad verskyn op aanklagte van ontvoering en verkrachting van 'n 9-jarige meisie. Die meisie wat Dinsdag as vermis aangemeld is in die verdagte se huis gevind. Die verdagte is onlangs op parol vrygelaat. Die meisie was na bewering op pad na die moskee, toe die man haar na die winkel gestuur het om melk te koop. Sy is as vermis aangemeld, nadat sy nie huis toe gekom het nie. Na 'n soektog deur die gemeenskap, is sy in die verdagte se huis gevind. Gewoonlik as mense nou iets aan iemand doen, 'n klinken, jy beskadig hulle. Hulle gaan nooit weer dieselfde spontaanse kind wees nie. Daar gaan iets wees wat hulle gaan hinder, iets wat hulle gaan laat onthou. Inwoners en aktiviste sê daar is nie plek in gemeenskappe vir veroordeelde kinderverkragters nie. Die verdagte is in November verlede jaar op parol vrygelaat. Hy is in 2008 tot 25 jaar tronkstraf gevonnis vir die verkrachting van 'n 10-jarige kind. Hoekom moet ons correctional service hierdie mense uitstuur en dan doen hulle weer die deed? Hulle moet daar binne bly, because onskuldige kinders kry seer in die proses in. En dit moet nou op 'n stop kom. Mense, die community, nie net van Hannover Parkie, van die hele Western Cape. We need to go to parliament. Ons moet parlement toe gaan. Ons moet stap dan toe. En ons voices moet gehoor word. Ons moet gehoor word dat dit moet op 'n stop gesit word wat gebeur met ons kinders. Die departement van korrektiewe dienste sê hy sal die proses aan die gang sit om parol te herroep. 'n Interne ondersoek is aan die gang om die doeltreffendheid van moniteringsmaatreëls wat tydens die verdagte se parolperiode toegepas is te hersien. There is communication between SAPS and Correctional Service. They do give us the list of the people that are going to be released, but however, you do not know when the person is going to commit crime. We have got FCS as well as kidnapping team because we are looking at other issues, so we do not want to undermine the extent of this crime. So if he was working with other people, we all want to investigate that. Die saak is tot volgende Vrydag uitgestel vir borgtog inligting. Vanessa Puna, SAK nuus, Kaapstad. Landbou is 'n integrale deel van die hartklop van Suid-Afrika. So sê die minister van Landbou, John Steenhuisen. Steenhuisen het by die Nampo Oesfees in Botawil in die Vrystaat gesê, boere dra direk by tot die land se voedselsekuriteit en hoewel hy niks kan doen aan die Afrikaners wat die land as vlugtelinge vir Amerika verlaat het nie, is daar boere wat bereid is om te bly. 'n Landbouskou waar die jongste en beste boerderytegnologie tentoongestel word. Boere is egter bekommerd oor die veranderende politieke landskap en hoop dat die regering sal ingryp oor Amerika se dreigemente vir verhoogde invoertariewe.
new tariff regime proposed by the United States of 30% would be incredibly harmful, but we luckily have seen a pause for 90 days on that, which is allowing us to continue the way in which we were before. And in this interim, the government has not been sitting on its laurels. We've been working very clearly under the stewardship of Minister Parks Tau, the Minister of Trade, Industry and Cooperation, with the Agricultural Ministry, with the Ministry of Science, Technology and Innovation, with the Ministry of International Relations and the Ministry in the Presidency to put together a package deal that we'll be able to go and offer the Americans. Minister Steenhuisen en die ministers van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, en handel en nywerheid, Parks Tau, sal president Cyril Ramaphosa na Washington DC vergesel vir die regering se vergadering met president Donald Trump in die Withuis Woensdag. Die internasionale graderingsagentskap Standard & Poor's gaan na verwagting later vanaand sy hersiende kredietgradering vir Suid-Afrika uitreik. Dit kom net enkele dae voordat die minister van Finansies, Enoch Godongwana, die derde keer gaan probeer om 'n begroting vir vanjaar ter tafel te lê. Die nasionale tesourie het die land se ekonomiese groei vir die jaar op 1,8% gestel in die begroting wat in Maart voorgelê is, maar waarvan die ongeldigheid en ongrondwetlikheid deur die Wes-Kaapse Hooggeregshof bekragtig is. Die gebruik aan 'n begroting, logistieke uitdagings en die heersende handelsoorlog kan die land se kredietgradering negatief beïnvloed. S&P se huidige gradering vir Suid-Afrika is BB- met 'n positiewe uitkyk. En nou vir 'n kykie na die markaanwysers soos om 8 uur vanaand. Die stroping van aasvoëls in Suid-Afrika sal lei tot 'n toename in die oordrag van siektes na die wildlewe en mense. Dit is volgens wildlewe-kenners en diegene wat bedreigde spesies van uitwissing probeer het. Altesaam 116 aasvoëls het verlede week in die Kruger Wildtuin gevrek wat aan 'n vergiftigde olifantkarkas gevreet het. Sowat 80 aasvoëls wat oorleef het, word by die Mogololo Wildlewe Rehabilitasiesentrum in Hoedspruit, Limpopo behandel. Aasvoëls is een van die ekosisteem se mees majestueuse spesies. Hulle word beskou as die natuur se skoonmakers en word gedurig opgemerk waar hulle sweef bo 'n karkas voordat hulle daarop neersak. Aasvoëls handhaaf 'n ekologiese balans deur die karkasse skoon te vreet, maar word die afgelope paar jaar genadeloos gestroop vir tradisionele medisyne en ander gebruike. Volgens die bedreigde Wildlewe Trust word 7% van die aasvoëlbevolking elke jaar in Afrika gestroop. 90% van die vrektes is as gevolg van vergiftigde karkasse wat as aas gebruik word. About a month ago got called where poachers were snaring and they targeted lions with poison baits as well, pesticides that they have, because they don't want the lions to eat whatever they catch in the snare. And then the vultures are sort of a bycatch because the vultures are very effective in finding these lions, and they're then affected by secondary poisoning. In some scenes, like with a month ago with the scene with the lions, they actually found 76 dead vultures where they took their heads and removed them as well for traditional witchcraft purposes. Die sentrum sê dit is 'n komplekse en tydsame proses om die vergiftigde aasvoëls te rehabiliteer. So die eerste ding wat ons doen is ons melk hulle krop en dit beteken dat ons al die vleis en gif uit hulle krop uithaal basies. Tradisionele geneesers erken dat aasvoël liggaamsdele as bestanddele in hul konkoksies gebruik word. I understand, yes, some of traditional practitioners, they do use fat or brain or anything from the vulture. But it's unfortunately that people will go all out to kill a lot of vultures because you must remember the vultures are protected. Volgens die deskundiges verhoed aasvoëls die risiko van patogene oordrag van mens na dier. Patogene is bakterieë en virusse wat siektes veroorsaak. Die bewaring van aasvoëls is baie kompleks omdat hulle so groot area dek en hulle so blootgestel is aan al die risiko's. Ons moet maar
'n redelike komplekse benadering ook dan volg om dit te probeer bestuur. Suid-Afrika spog met een van die wêreld se mees mystieke aasvoëlspesies, die witkop aasvoëls en die Kaapse aasvoëls. Na beraming is daar slegs 50 pare van die witkop aasvoëls in Suid-Afrika oor. Die naweek se laaste groep wedstryde in die Verenigde Rugby Kampioenskap reeks gaan gepaard met 'n tikkie hartseer. Na die skielike afsterwe van oud Bulls vleuel Cornel Hendricks sal die span van Pretoria wil seker maak van hul tweede plek op die punteleer. Hulle pak die Dragons môre op Loftusversveld. Die Stormers sê kade vanaand in Kaapstad die stryd aan, terwyl die Lions en Ospreys laat môre middag in Johannesburg gaan kragte meet. Die Sharks draf môre aand teen Scarlets in Durban op die veld. Die vla by Loftusversveld hang halfstok. Die bulle bring hulde aan 'n oud spanmaat wat 'n blywende indruk gemaak het. Daar is nuwelinge wat weet van Hendricks en sy vlugvoetigheid. En seniors soos die Springbok heel agter, Willie Leroux, wat 'n lang pad met Hendricks gestap het. Die spelers ken mekaar goed. Well, I didn't realize how close Willie was to Cornell. And then when I looked at the highlights, and then I asked him this morning, I said, geez, I didn't realize that they played Test rugby together, they played for Free State, they played for Boland, they played for the Bulls. I think Willie was here when he was here, you know. So it just shows you a guy like that, you don't think it even affects a guy like Willie, and I'm talking about because he's a new guy in the Bulls setup, but even him, you know, so we couldn't train yesterday, I mean, it was very tough. Soos die res van die land rou die bulle ook oor Hendricks. White weet dat beroepsspelers dikwels gesien word as byna bo-menslik, maar wanneer 'n vriend of kollega sterf, het hulle ook tyd nodig om die verlies te verwerk. You take a lot of things for granted, and I'm sure as they do every day as well, you know, being a player, you know, being, you know, I want to say spoiled the way we are spoiled, you know, maybe they take it for granted, and maybe a reality check like that, you know, makes them re-look at where they are as rugby players, which, you know, is part of my job as well, is to get them to realise that where they are and what they're doing is not really the real world. You know, it's very nice while it lasts, but it's not really how the real world operates. Die besoekende Dragons van Newport in Wallis het ook eer aan Hendricks betoon. Hulle sê hoewel die bulle 'n gedigte teenstander op die veld is, die twee spanne nou in hul hartseer verenig is. Familie en vriende van die ontslape voormalige Springbok, Cornel Hendricks, sukkel steeds om sy skielike afsterwe te aanvaar. Hendricks is Woensdag aand in die ouderdom van 37 dood na 'n hartaanval. Hy het in 2014 in sy eerste toetswedstryd uitgedraf om 12 punte met 5-3 vir die Bokke aan te teken. Hendricks was hoog gerespekteer en diep geliefd in Wellington in die Boland, waar hy groot geword het. Sy verhaal van harde werk en vasberadenheid wat hom uiteindelik die Springbok baadjie besorg het, inspireer toekomstige rugbyspelers wat hulle ook beywer vir die groen en goud. Sy familie hou vas aan hulle herinneringe te midde hulle hartseer. Hy was geliefd onder die gemeenskap, onder Wellington spesifiek, maar veral in hele Suid-Afrika en selfs internasionaal. Cornel sal onthou word vir baie dinge, en as ek iets uit Cornel se nalatenskap uit kan neem, dan is dit om die gemeenskap te dien, want Cornel het gedien waar hy gaan, en hy was lief vir mense. Hy het baie keer meer van homself gegee vir mense, as wat hy homself toegeëien het. En Cornel laat ons na, met die 3 kinders en 'n pragtige vrou Stephanie, 30. Ook sy hoërskool alma mater beskryf sy dood as 'n diep verlies. Behalwe die rugby, het Cornel vir Wellington en vir Alpha Bergrivier op die map gesit deur 'n Springbok te word. Hy is die eerste persoon wat op as 'n Springbok in die huidige bedeling van Bergrivier afkom. En ons is trots op hom, en hy het ook op 'n manier teruggeploeg in die gemeenskap. Die Cornel Hendricks Foundation het op 'n tyd ons hele skool 'n nuwe baadjie aangetrek deur die skool te verf. En daai was vir ons 'n riem onder die hart dat hy so terugploeg in die skool. Cornel was ook 'n inspirasie by die Roses United Rugby Club, waar hy sy klub rugby gespeel het. Die voorbeeld wat 'n persoon soos Cornel gestel het,
Dit spreek boekdele. En ek dink dat op hierdie stadium is dit onvervangbaar. Op so 'n jong ouderdom het Connell baie diep spore getrap in ons gemeenskap en het Connell vir ons vir die jeug gewys dat dit is nie onmoontlik om te droom nie. Dit is nie onmoontlik om die drome na te jag nie. En ons is absoluut geseën geweest om 'n persoon soos Connell in ons midde te hê. 'n Persoon wat vir ons gewys het wat dit kos om nie op te gee nie. Maar ook 'n persoon wat vir ons gewys het wat dit kos om nederig te wees en nog steeds die wêreldse sukses te kon behaal in sy loopbaan. Besonderhede van 'n gedenkdiens en die begrafnis volgende week sal later bekend gemaak word. Corbin August, SAK nuus, Wellington in die Boland. Die Suid-Afrikaanse vroue sokkerspan doen sy finale voorbereidings vir die Vroue Afrika Nasiesbeker wat in Julie in Marokko afskop. Banyana Breyer, Desiree Ellis, het 'n 24-lid span aangekondig wat die volgende 2 weke in 2 vriendskaplike wedstryde teen bure Botswana en Zambië gaan speel. Banyana Breyer, Desiree Ellis, sê voorbereidings is goed op dreef vir die Afrika Skouspel. We know how many days are left before WAFCON starts. We know this is the last window, really, before WAFCON starts. And, we're working behind the scenes, making sure that we get everything right. Because it's not just about these 2 friendlies, but it's about what happens after to get us ready as well. So meanwhile, if we have one eye on this window, we also have another sort of eye on what we need to do after, because that's going to be key as well. Banyana speel in groep C teen Ghana, Mali en Tanzania. Always looking at when they're playing friendlies, where we can get matches. It's very difficult. Teams in Africa don't necessarily, film their matches, but sometimes you find highlights, and that's all you can get. But we're making sure that, whenever they play, we're able to get a match of theirs, whether it was last year, because some of them haven't played for a while, just to make sure that we have as much information as we can. Vir nou is die fokus op Zambië, wat die halfeindstryd van die vorige toernooi behaal het, en teen Botswana, wat verlede jaar in die kwarteind was. Die Vroue Afrika Nasietoernooi skop om 5 Julie in Marokko af. Die telling in die Stormerskade wedstryd is tans 31-24 in die guns van die tuisspan. En dis waar ons groet vanaand. Onthou ons afspraak is môre aand om 6:15 en wel op SABC2. Mooi aand en geniet die naweek. Totsiens.